Okay, julle, ons gaan vandag aan met die boek van Prediker, vanaf hoofstuk 1. Alles is te vergeefs. Die woord van die Prediker, die seun van Dawid, die koning van Jerusalem. Alles is te vergeefs, sê die Prediker. Alles is te vergeefs. En dit is alles te vergeefs. Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son? Die een geslag gaan en die ander geslag kom. En die aarde bly vir ewig staan, en die son gaan op en die son gaan onder, en hy hyg na die plek waar hy opgaan. Die wind gaan na die suide, en slaan om na die noorde, gaan altyd deur rond, en die wind keer na sy kringloop terug. Al die strome loop in die see, en tog word die see nie vol nie. Na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer. Al die dinge is so vermoeidend, geen mens kan dit uitspreek nie. Die oog kry nie genoeg van sien nie, en die oor word nie vol van hoor nie. Wat gewees het, dit sal daar weer wees. En dit wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son nie. Is daar iets waarvan 'n mens kan sê, kyk hier, dit is niet. Dit is al lankal daar in die oudheid wat voor ons gewees het. Daar is geen nagedagtenis van die voorvaders nie, en ook van die nageslagte wat kom, sal daar geen nagedagtenis wees by die wat later sal wees nie. Strewe na wysheid bring geen geluk nie, vanaf vers 12. Ek, Prediker, was koning oor Israel in Jerusalem, en ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is 'n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het, om hulle daarmee te kwel. Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles te vergeefs, en 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie, en wat ontbreek, kan nie getel word nie. Ek het myself gespreek en gesê, kyk, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf, bo almal wat voor my oor Jerusalem gewees het. En my hart het baie wysheid en kennis gesien. Maar toe ek my hart daarop gerig het, om wysheid en kennis, om versadigheid en dwaasheid te leer ken, het ek ingesien dat dit ook 'n gejaag na wind is. Want by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder smart. Tot sover. Hoofstuk 2, vreugde en rykdom gee geen geluk nie. Ek het in my hart gesê, nou ja, ek sal jou met vreugde op die proef stel, geniet dan die goeie, maar kyk, ook dit was te vergeefs. Van die lag het ek gesê, dit is onsinnig, en van die vreugde wat verskaf dit. Ek het in my hart daaroor nagedink om my liggaam wyn te verkoop, terwyl my hart my met wysheid sou lei, en om aan dwaasheid vas te hou, totdat ek sou sien wat goed is vir die mensekinders, wat hulle moet doen onder die hemel gedurende die getal van hulle lewensdae. Ek het groot werke onderneem. Ek het vir my huise gebou. Ek het vir my wingerde geplant. Ek het vir my tuine en parke aangelê, en daar allerhande vrugtebome ingeplant. Ek het vir my damme gemaak, om daaruit 'n bos met jong bome te besproei. Ek het slawe en slavinne gekoop, en ook verkry wat in my huis gebore is. Ek het 'n groot besitting van beeste en kleinvee gehad, meer as almal wat voor my in Jerusalem gewees het. Ek het vir my ook silwer en goud versamel, en 'n eiendom van konings en provinsies. Ek het vir my sangers en sangeresse verskaf, en genoens van die mense, kinders, lieflinge in menigte. En ek het groot en altyd groter geword, bo almal wat voor my in Jerusalem gewees het. Ook het my wysheid by my gebly. En alles wat my oë begeer het hulle nie ontsê nie. My hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie, want my hart het hom verheug
vanweë al my moeitevolle arbeid. En dit was my deel van al die moeitevolle arbeid. Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het. En kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. En daar was geen voordeel onder die son nie. Daarna het ek my begewe om wysheid en onverstandigheid en dwaasheid en oonskou te neem. Want wat sal 'n mens kan doen wat na die koning kom, wat lankal gedoen is? Wel, ek het gesien dat die wysheid die voorkeur het bo dwaasheid, soos die lig die voorkeur bo die duisternis. Die wyse het sy oë in sy hoof, maar die dwaas wandel in die duisternis. Maar ek het ook ingesien dat een en dieselfde lot hulle almal tref. Daarom het ek my hart gesê, dieselfde wat die dwaas tref, sal my ook tref. Waarvoor was ek dan buitengewoon wys? En ek het in my hart gespreek dat dit ook te vergeefs was. Want daar sal op die dier net so min gedagtenis wees van die wyse as van die dwaas, omdat in die dae wat kom alles lankal vergeet is. En hoe sterf die wyse net soos die dwaas? Daarom het ek die lewe gehaat, want die werk wat onder die son gedoen word, het my mishaag, omdat alles te vergeefs is, en 'n gejaag na wind is. En ek het gehaat al my arbeid wat ek onder die son en moeite verrig het, dat ek dit moet oorlaat aan 'n mens wat na my sal kom. En wie weet of hy 'n wyse sal wees, of 'n dwaas, tog sal hy heers oor al my arbeid, wat ek met moeite verrig het, en met wysheid verwerf het onder die son. Ook dit is dan te vergeefs. Daarom het ek my begewe om my hart aan wanhoop oor te gee, vanweë al die arbeid wat ek met moeite verrig het onder die son. Want daar is 'n mens, wat hom met wysheid en kennis, bekwaamheid vermoei het. Tog moet hy dit as deel oorgee aan 'n mens wat daaraan geen moeite bestee het nie. Ook dit is te vergeefs en 'n groot ewel. Want wat die mens vir al sy arbeid en vir sy strewe van sy hart waarmee hy hom vermoei onder die son, want al sy dae is smarte, en sy bemoeienis is verdriet. Selfs nag rus sy hart nie, dit is dan ook te vergeefs. Dit is nie 'n goed wat in die mens kleef, dat hy eet en drink, en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie. Ek het gesien dat dit ook kom uit die hand van God, want wie kan eet en wie kan geniet sonder hom? Want aan 'n mens wat welgevallig is, voor sy aangesig gee hy wysheid en kennis en vreugde, maar aan die sondaar lê hy die taak op om bymekaar te maak en te versamel, om dit dan te gee aan die een wat welgevallig is voor die aangesig van God. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Tot sover. Ons gaan aan met Prediker 3. Elke ding het sy tyd, soos God dit bepaal. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant, en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak, en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek, en 'n tyd om te bou. 'n Tyd om te ween, en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklag, en 'n tyd van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi, en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels, en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek, en 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar, en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer, en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg, en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê, en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog, en 'n tyd vir vrede. Watter voordeel het hy wat werk daardeur dat hy hom vermoei? Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het, om hulle daarmee te kwel.
Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle harte gelê, sonder dat die mens die werk wat God gedoen het, van begin tot einde kan uitvind. So het ek dan gesien, dat daar niks beter is onder hulle is nie, as om te bly te wees en om goed te doen in die lewe. En ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. Ek het ingesien dat alles wat God gedoen vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks weggeneem word nie. En God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Alles wat is, was alreeds. En alles wat sal wees, was alreeds. En God soek weer op wat verbygegaan het. Verder het ek ook gesien onder die son die plek van die gereg. Daar was onreg, en die plek van geregtigheid, daar was onreg. Ek het in my hart gesê, God sal regverdige en die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. Ek het in my hart gesê, terwille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef en dat hulle kan insien dat hulle in hulle self vee is. Wat die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere. Hulle het een en dieselfde lot, soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en 'n voorkeur van die mens, bo die veediere is daar nie, want alles is te vergeefs. Alles gaan na een plek toe, alles is uit stof, en alles keer terug na die stof toe. Wie bespeer dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe en dat die asem van die veediere neerdal ondertoe in die aarde? So het ek dan gesien, dat daar niks beter is as dat die mens hom verheug in sy werke nie, want dit is sy deel, want wie sal hom daartoe bring, dat hy kan sien wat na hom sal wees. Tot sover. Okay, ons gaan aan met Prediker 4, die elende van die lewe. Daarna weer het ek gesien al die verdrukkinge wat onder die son plaasvind, en kyk, daar was trane van verdruktes, en vir hulle was daar geen trooster nie, en aan die kant van hulle verdrukkers was mag, maar daar was vir hulle geen trooster nie. Daarom het ek die dooies wat lankal gesterf het, gelukkig geprys bo die lewendes wat nog lewe, en gelukkig bo hulle al twee, hom wat nog nie gewees het nie, en die verkeerde werk wat onder die son plaasvind, nie gesien het nie. Verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid by die werkers nawyer is van die een teenoor die ander. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. 'n Dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. 'n Handvol rus is beter as albei vuiste vol moeite en gejaag na wind. En weer het ek 'n vergeefse moeite gesien onder die son. Daar is een alleening sonder twee. Ook het hy geen seun of broer nie. Tog is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie. Sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Vir wie tog vermoei ek my en laat my siel gebrek, ly aan die goeie? Ook dit is te vergeefs, en 'n verkeerde saak. Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar twee is om hom op te tel. Verder, as twee bymekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? As iemand die een aanval, kan albei hom teestand bied, en 'n driedubbele lyn word nie gehou of verbreek nie. Beter is 'n behoeftige maar 'n wyse jong man as 'n ou maar dwaase koning, wat nie meer weet om hom te laat waarsku nie, want daardie een het uit die gevangenis uitgegaan om koning te word, alhoewel hy
as 'n arme in die koninkryk van die ander gebore was. Ek het gesien hoe al die lewendes wat onder die son wandel aan die kant van die jong man was, van die tweede wat sy opvolger sou word. Daar was geen einde aan al die mense, aan almal aan wie hoof hy gestaan het nie. Tog sal die nageslag hulle nie oor hom verbly nie. So is dit ook te vergeefs en 'n gejaag na wind. Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor is beter as dat 'n dwaase 'n slagoffer bring, want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen. Tot sover. Okay, ons gaan aan met Prediker 5. Lewenswysheid. Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde. Daarom moet jy jou woorde min wees, want soos 'n droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel dit nie uit nie om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in 'n dwaas nie. Betaal wat jy beloof. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesand van God, dit was vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Want soos daar baie drome is, so is daar ook nietige woorde in die menigte, maar vrees God. As jy verdrukking van die arme en die berowing van die reg en geregtigheid sien in die land, verwonder jou nie oor die saak nie, want 'n hoër een loer op die hoë en die hoëres weer op hulle. Maar 'n voordeel vir 'n land onder alles is dit: 'n koning wat aan die landbou diensbaar word. Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van die geld nie, en wie rykdom liefhet, nie van inkomste nie. Ook dit sal dan te vergeefs wees. As goed baie word, word die etters baie. Watter voordeel het die besitter dan daarvan? Behalwe dat sy oë dit aanskou. Ekskuus, ek dink is eters, nie etters nie. Soet is die slaap van die arbeider, of hy min of hy baie eet. Maar die oorversadiging van die ryke laat hom nie toe om te slaap nie. Daar is 'n smartlike onheil wat ek onder die son gesien het, rykdom wat deur sy besitter bewaar word tot sy eie ongeluk. Gaan hierdie rykdom verlore deur 'n ongeval en het hy 'n seun verwek, dan besit die niks nie. Soos hy uit die skoot van sy moeder uitgegaan het, gaan hy naak weer heen soos hy gekom het. En hy sal vir sy moeitevolle arbeid niks wegdra wat hy met hom kan saamneem nie. So is dit dan ook smartlike onheil, net soos hy gekom het. So sal hy heen gaan. Wat voordeel het hy dan, dat hy hom vermoei het vir die wind? Ook eet hy sy lewe lank in duisternis, en het baie ergernis daarby sy lyding en toorn. Kyk, wat ek as 'n goeie ding gesien het, wat voortreffelik is dat iemand eet en drink, en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son, gedurende die getal van sy lewensdae, wat God hom gegee het, want dit is sy deel. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat hy in die staat stel om daarvan te eet, en sy deel te neem, en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit 'n gawe van God, want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart. Tot sover. Okay, ons gaan aan met Prediker 6. Die genot wat rykdom gee is onvolkome.
Daar is 'n onheil wat ek gesien het onder die son en wat swaar druk op die mensdom. 'n Man aan wie God rykdom en skatte en eer gee, sodat hom niks ontbreek nie van alles wat hy kan begeer nie. Maar God stel hom nie in staat om daarvan te geniet nie, want 'n vreemde geniet dit. Dit is vergeefs moeite en 'n bittere lyding. As 'n man 100 kinders verwek en baie jare lewe en die dae van sy jare baie is en sy siel nie genoeg kry van die goeie en hy ook nie 'n begrafnis het nie, dan sê ek, 'n misgeboorte is beter as hy. Want in nietigheid kom dit en in duisternis gaan dit heen en met duisternis word die naam daarvan bedek. Ook het dit die son nie gesien of geken nie. Dit het meer rus as hy. Ja, al lewe hy ook 2 maal 1000 jaar en geniet nie die goeie nie. Gaan nie alles na een en dieselfde plek nie? Al die moeitevolle arbeid van 'n mens is vir sy mond en tog word die begeerte nie bevredig nie. Want watter voorkeur het die wyse bo die dwaas? Watter voorkeur die arme wat weet om hom te beweeg onder die lewendes? Die aanskouing met die oë is beter as die geswerf van die begeerte en ook is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Wat hy ook is, lankal is sy naam genoem, en dit is bekend dat 'n mens is. Hy kan nie in die gereg gaan met hom wat sterker is as hy nie. Want hoe meer woorde, des te meer vermeerder hulle die nietigheid. Watter voordeel het die mens daarvan? Want wie weet wat goed is vir die mens in die lewe gedurende die getal van sy dae van sy nietige lewe, wat hy soos 'n skaduwee deurbring, want wie kan aan 'n mens bekend maak wat na hom sal wees onder die son? Tot sover.